2 vers 17 tot Maleagi 4 vers 6. Die dag van die Here. Julle vermoei die Here met julle woorde. Nogtans vra julle, waarmee vermoei ons hom? Deurdat julle sê, elkeen wat kwaad doen is goed in die oë van die Here, en in hulle het hy 'n welbehae. Of waar is anders die God van die reg? Kyk, ek stuur my boodskapper, wat die weg voor my uit sal baan. Dan sal skielik na sy tempel kom die Here na wie julle soek, naamlik die engel van die verbond, na wie julle begeerd het. Kyk, hy kom, sê die Here van die leerskare. Maar wie kan die dag van sy koms verdra, en wie kan standhou as hy verskyn? Want hy sal wees soos die vuur van die smelter, en soos die loog van die wassers. En hy sal sit, 'n smelter en 'n reiniging van silwer, en hy sal die seuns van Levi reinig, en hulle louter soos goud en soos silwer, sodat hulle aan die Here in geregtigheid 'n offer sal bring. Dan sal die offer van Juda en Jerusalem vir die Here aangenaam wees, soos in die ou dae en soos in die jare van die voortyd. En ek sal tot julle nader om strafgerig te hou, en ek sal 'n haastige getuie wees teen die towenaars en teen die egbrekers en teen die myndiges en teen die wat die dagloner in sy loon, die weduwee en die wees verdruk, en teen die wat die vreemdeling wegstoot en my nie vrees nie, sê die Here van die leerskare. Want ek, die Here, het nie verander nie, en julle, kinders van Jakob, is nie verteer nie. Sedert die dae van julle vaders het julle van my insettinge afgewyk en dit nie onderhou nie. Keer terug na my, en ek wil na julle terugkeer, sê die Here van die leerskare. Maar julle vra, waarin moet ons terugkeer? Mag 'n mens God beroof, want julle beroof my, en julle sê, waarin het ons u beroof? In die tiendes en die offergawe? Met die vloek is julle belaai, en tog beroof julle my. Julle, die hele nasie, bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees, en beproef my tog hierin, sê die Here van die leerskare, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak, en op julle oorvloedige seën sal uitstort nie. Ek sal ook die springkaan vir julle afweer, sodat hy die opbrengs van julle grond nie sal verwoes nie. Ook die wynstok op die land sal vir julle nie onvrugbaar wees nie, sê die Here van die leerskare. En al die nasies sal julle gelukkig prys, omdat julle die land van welbehae sal wees, sê die Here van die leerskare. Vermetel is julle woorde teen my, sê die Here, maar julle vra, wat het ons onder mekaar teen u gespreek? Julle het gesê, dit is ter vergeefs om God te dien, en wat baat dit ons om sy verordening te onderhou en in rouklere voor die aangesig van die Here van die leerskare te wandel? En nou prys ons die vermeteles gelukkig. Nie alleen word die wat goddeloosheid bedrywe gebou nie, maar hulle versoek God en raak vry. Toe het die wat die Here vrees met mekaar gespreek, en die Here het dit opgemerk en gehoor, en daar is 'n gedenkboek voor sy aangesig geskrywe vir die wat die Here vrees en sy naam eer. En hulle sal my tot 'n eiendom wees, sê die Here van die leerskare, op die dag wat ek skep, en ek sal met hulle medelee hê, soos 'n man medelee het met sy seun wat hom dien. Dan sal julle weer die onderskeid sien tussen die regverdige en die goddelose, tussen die wat God dien en die wat hom nie dien nie. Want kyk, die dag kom, en dit brand soos 'n oond. Dan sal al die vermeteles en almal wat goddeloosheid bedrywe 'n stoppel wees, en die dag wat kom, sal hulle aan die brand steek, sê die Here van die leerskare, sodat dit vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie. Maar vir julle wat my naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan, en daar sal genesing onder sy vleuels wees, en julle sal uittrek en huppel soos kalwers uit die stal. En julle sal die goddelose vertrap, want hulle sal so stof wees onder julle voetsole op die dag wat ek skep, sê die Here van die leerskare. Dink aan die wet van Moses, my knegt, wat ek hom beveel het op Horeb vir die hele Israel, insettinge en verordeninge. Kyk, ek stuur julle die profeet Elia, voordat die groot en vreeslike dag van die Here aanbreek, en hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders, en die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat ek nie hoef te kom en die land met die banvloed tref nie.